Daar sê, goeiemôre gemeente, baie welkom. Ons 'n paar liedjies sing vanoggend asseblief. Ons begin met Vonk 110. Ons is almal hier te saam in der waarheid en is om ons Here te loof. Kom ons sing net die een versie daar, Willemien. Ons is almal hier te saam. Saam wil ons die Here prys vir al sy liefde, almal loop sy grote naam. Hy is goed vir elk van ons, dan kom ek een woord saam. In Jesus ons Heer, wie hom lief het, gee hom weer. In die Gees is ons te saam, God is liefde, roem sy naam. Right, dan ons Vonk 2:6-7 sing, God is so goed, vers 1, 2 en 3, gewoon, en dan vers 4, daai ek prys sy naam, so bietjie vinniger, en ons sing hom 2 maal deur, daai ek prys sy naam, asseblief, dankie, so loflied vanmôre. Ons gaan 'n nuwe liedjie sing, want die stel vir ons gelede, dis so 'n pragtige, ouerige liedjie, ek weet nie waar kom hy vandaan nie, maar is pragtig. Ek gee alles oor. Ons gaan vers 1 en vers 2 sing, julle sal sien, hy herhaal homself so, en dis baie maklik om die refrein in die hande te kry. Pragtige liedjie, ek gee alles oor. Ons gaan vers 1 en vers 2 sing. mooi liedjie. Liedboek 518, voel jy soms of die Here te ver is, kom ons sing daai lied eenmaal deur so.
of die Heere te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel neer, met basyn en geskal, kom hy al sy mense haal. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer, na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreke sal Jesus kom heel maak, deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor ons sag by die wind, kyk die glimlach van 'n kind, maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat hier praat. Voel jy soms of die Heere te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Ons bietjie ernstig geraak. Ons gaan afsluit vanmôre met Vlam 8. Al die lof, al die eer, al die aanbidding kom ons Here toe. So ons gaan hom afsluit, pragtige lied Vlam 8, al die lof. Ons is wonderlik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is asem, U is verewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer. Al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Ons is gebroken, U die geneeser, Jesus verlosser, redder en vriend. Ons vra die vrae, U is die antwoord. Ons die vermaak is, U is die weg. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer. Al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Baie dankie Ebert vir julle leiding in die sang. Broers en susters, vir my is dit baie lekker om saam met julle te wees hier vanoggend. Altyd 'n mooi geleentheid en 'n voorreg. Jy sien hulle bietjie tong in die kies kan sê hulle vertrou my met die woord, nog nie heeltemal met die afkondigings nie, maar is vir my lekker dat ek kan vanoggend die woord bedien hier saam met julle en lekker om julle te sien. Dis nou 'n bietjie lang tydjie voor ons begin vanoggend, maar ek het nou nog iets om te doen.
Hier op die kansel voor my is wat bekend staan as die herderlike brief. Nou, julle weet mos hoe werk die NG Kerk. Ek meen ons is gemeentes en dan in sekere gebiede word die gemeentes gegroepeer in ringe en dan in die provinsies is dit synodes en dan later die algemene synode. Hierdie week was die vergadering van die ring van Bethlehem. Dis nou al die gemeentes hier in die Bethlehem streek wat in die ring gegroepeer is en elke gemeente stuur dan sy dominee en 'n kerkraadslid en gewoonlik na die vergadering dan stuur hulle 'n brief en dis wat ek nou hier moet lees vanoggend. Dis die herderlike brief van die ring van Bethlehem aan die gemeentes van die ring. So, dis daarom nie lank nie, ek lees dit net gou so, ek dink is 'n mooi gebaar. Aan al die gelowiges van die gemeentes van die NG Kerk in die ring van Bethlehem. Ons groet elkeen in die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Op maandag 17 Augustus het die ring van Bethlehem hulle 86ste vergadering by Bethlehem Oos gehou. Ons leraars en kerkraadslede het die dag begin met skriflesing uit Jeremia 18 en ons is herinner dat ons soos klei in die hand van die groot pottebakker is. Dis hy wat ons vorm en knie en stuur om sy lig te wees. Tydens die tweede oggendsessie het meneer Adrian de Ruyter, hy is direkteur ondersteuning van die synode hier in die Vrystaat en ook dominee Nico Mostert. Hy is by vennote en getuienis, ook van die synodese werksaamheid hier in die Vrystaat. Hulle twee die vergadering kom besoek om die Vrystaatse NG Kerk se werk so bietjie toe te lig. Die openhartige gesprek het gefokus op ondersteuning, skriba-opleiding, finansiële verligting vir die gemeentes, moderne kerkweesuitdagings, getuienis in tye van nood, barmhartigheid, rampbestuur en ekumeniese dorpsgesprekke. Dis 'n hele mond vol. Ek weet nie of die verligting van finansiële verligting vir gemeentes dalk beteken ek kan maar 'n bietjie minder kollekte gee nou vandag. Na aanleiding van die positiwiteit wat in die terugvoerverslae na vore gekom het, spreek die ring sy vreugde en dankbaarheid uit teenoor ons hemelse Vader vir sy sorg en seën in al die ringsgemeentes. Dankie aan elke lidmaat wat hulle dankbaarheid bewys deur hulle getroue bydraes, hulle diensbaarheid en deurlopende betrokkenheid by die kernbedieninge van barmhartigheid, jeug en getuienis. Mag ons gesamentlik nuwe vennootskappe bou om tekens van hoop in die streek op te rig. Die ring neem kennis van die stygende gemiddelde ouderdomsprofiel in die NG Kerk. Gemeentes word ernstig aangemoedig om innoverende bedieningsmoontlikhede te ondersoek om sodoende te verseker dat die jeug en die jong werkende lidmate steeds 'n volwaardige tuiste binne die kerk vind. Die ring spreek sy dankbaarheid uit teenoor die I Grow Recovery bediening wat deur dominee Andrei Botha by Bethlehem Oos begin is. Gemeentes word versoek om persone en families wat deur substansieafhanklikheid geraak word, na hierdie bediening te verwys. Ja, dis nou by dominee Andrei Botha by Bethlehem Oos. Ter opsomming, ten spyte van uitdagings daar buite, gaan dit geestelik gesond met ons ringsgemeentes. Die ring verseker u van voorbidding en bid u die seën van die Here toe met al u werksaamhede. Seënwense van die ring van Bethlehem. Dit is altyd belangrik, broers en susters, om te onthou, met die kerk is ons altyd ook deel van 'n groter groep, as net ons ou groepie. Die kerk van Jesus is oor die hele wêreld. En is ook goed om te onthou dat is lekker hier in Wes, maar Wes is ook verbind aan al die ander gemeentes hier in Bethlehem en in die streek en in die Vrystaat en in Suid-Afrika. Kom ons begin ons erediens. Ek gaan vir ons begin met die mooi woorde wat ons kry in Psalm 100.
Kom ons word net 'n oomblik stil, stel jouself in, los al die ander goed daar buite, laat jou hart by God wees nou. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak. Ons is syne, ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere en sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Amen. En broers en susters, in die naam van hierdie wonderlike God, waarvan hierdie mooi lied om loof en prys, in sy naam genade en vrede vir almal van julle, word aan ons geskenk en verseker deur God ons Vader, in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Kom ons sing, ons gaan nou 'n heerlike loflied saam sing, dis 3 verse van lied 334. Kom ons staan, dan loof ons die Here met hierdie mooi woorde. Broers en susters, as ons die wet van die Here oordink vanoggend en die betekenis daarvan vir ons lewens, wil ek dit doen aan die hand van 'n paar versies in 2 Petrus, wat eintlik op 'n besondere manier dit vir ons alles saamvat. Nou, dis in 2 Petrus 3, Petrus praat oor Jesus, hy sê sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en kan julle deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, dan sal julle met ywer en vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Net dan kom Jesus se werk tot volheid in ons lewens. Nou broers en susters, wat vir my mooi is in hierdie stukkie as 'n mens dit so lees, so het hy 2 keer die woord gebruik alles. Hy begin dan sê hy het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. En dan kleur hy dit in, hy sê dis die allergrootste en kosbaarste gawes het hy aan ons geskenk wat hy beloof het.
So aan die een kant sê hy vir ons onthou, God het julle alles gegee wat julle nodig het, om te lewe en om hom te dien, om sy soort mense te wees. Dan kom hy by die tweede alles. Hy sê, daarom moet julle alles in die stryd werp, om dit wat julle ontvang het, om dit eintlik weer te bring tot volheid in ons lewe. Juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp. En dan begin hy om die geloof en die geloof te verryk met kennis en die kennis met deugsaamheid en die deugsaamheid met godsvrug, en bou hy dit so op. Hy sê totdat dit kom by liefde vir mekaar en uiteindelik liefde vir alle mense. Dit is vir my so mooi as hy dit so opstapel. Ek is baie lief, ek speel altyd Lego saam met my kleinkinders. Ek is baie lief vir Lego. En dit klink vir my dis soos die Lego stel hierdie wat hy vir ons gee van ons geloof. Jy kry al die blokkies. Hy sê God het jou alles gegee. Vat nou dit, dan bou jy. Die geloof, en die deugsaamheid, kennis, dan bou jy met al die mooi goed, totdat uiteindelik as dit klaar is, staan daar, het God se liefde in jou lewe gekom by liefde vir alle mense. Mooi prentjie om te sien as jy op die Lego boks kyk. So gaan dit lyk as ek klaar is. En dis wat hy vir ons sê. Jy het alles gekry. Nou moet jy met dit wat jy gekry het, alles gee. Om te kom tot by God se bedoeling. Hy sê, en as jy dit het en doen dit, hy sê, dan word dit duidelik dat in jou lewe het dit wat Jesus gedoen het, tot voluit gekom. Ja, wat help het om te sê ek glo in Jesus? Maar niks daarvan word in my lewe uiteindelik groter en heerliker en voller. Ja, so dis ook waaroor die wet gaan, broers en susters. Dit is nie maar net om lief te hê nie, maar om deur ons liefde te bewys dat dit wat Jesus vir ons kom doen, God se liefde vir ons, dat dit uiteindelik uitloop in 'n liefde deur ons vir alle mense. So mag ek en jy altyd mooi bou aan die wonderlike Lego wat God ons gegee het. Mag dit tot volheid en heerlikheid in ons lewens kom. Kom ons sing daaroor 2 liedere, die woorde gaan 2 versies van 'n lied wat daar gaan staan. Julle kan net so bly sit, kom ons bid nou eers saam. Ons Vader in die hemel, ag Here, dankie dat ons dwars deur ons erediens en ons saamwees vanoggend kan dink oor die liefde. Here, U het ons eerste lief gehad, so ryk en vol. U het daarmee vir ons alles gegee. En dankie Here dat met dit wat ons by U gekry het, kan ons ook nou voluit gee. Here, gee dat in ons almal die liefde tot volheid kom, dat dit die bewys sal wees dat ons waarlik glo in ons Here Jesus Christus. Dat sy liefde vir ons effek gehad het op ons lewens, sodat uiteindelik ons lewens sy liefde reflekteer. Ag Vader, dankie dat U dit doen en dankie dat ons weet U doen dit deur U Gees wat in ons werk. En dis ons gebed as ons hier saam is, dat U hierdie tydjie saam en wat ons hier doen vanoggend, dat U dit ook in U hand sal vat. En Here, dit so sal gebruik,
dat U ons daardeur vorm en ons bring tot U bedoeling. Here, ons kan tog nie bly soos ons is nie. U het na ons toe gekom in hierdie wêreld. U het ons lief soos ons is. Maar U het nie bedoel ons moet net so bly nie. U het juis gekom om ons nuut te maak, om ons heel te maak, om ons vol te maak, om ons al meer soos Jesus te maak. En Vader, hou asseblief aan daarmee. Dis nog nie by een van ons klaar nie. Nie een van ons is al so ver nie. En dankie dat ons kan bid en vra. Vader, bring in ons die werk van ons Here Jesus tot volheid. As ons nou uit U woord lees en daaroor dink, Here, dan bid ons dat U die woord gebruik en daarmee saam ook die werking van die Heilige Gees om juist dit te doen, om U doel te bereik in ons lewens. Here, en gee dat ons dit ook helder sal sien waarna toe U met ons op pad is, sodat ons ook alles sal gee vir dit wat U in ons wil bereik. Ag Here, dankie dat ons vanoggend weer onsself so aan U kan kom gee. Here, U is die pottebakker, soos dit ook by die ringsitting onderstreep is. Ons is die klei. Vader, maak vir ons sagte klei, dat U maklik en mooi met ons kan werk, en ons kan vorm tot U eer. Seën ons dan in ons saamwees. Here, seën ons ook in hierdie mooi land waarin ons bly. Dankie vir die mooi seisoen daar buite, die lente en die somer, wat ons al kan voel, Here, die krag van groei. Here, maar ons weet, U werk nie net buite nie. U grootste werk met ons is eintlik by elkeen van ons aan die binnekant. En bring dit tot volheid. In die naam van Jesus, ons bid dit in sy naam. Amen. Broers en susters, die tema van ons erediens is alles vanoggend rondom die liefde. En die tema van die preek is ons leer uiteindelik om lief te hê by Jesus. Nou, om vir ons te help om dit bietjie daarop te fokus vanoggend, gaan ek lees uit Johannes 13. Dis die mooi hoofstuk oor die voetewassing en wat Jesus dan ook daar rondom gesê het. Johannes 13, ek lees eers vers 1 tot 17 en dan ook vers 34 en 35. Ek sal seker die woorde kry op die bord, dan kan u dit daar volg. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. En Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en hy het begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan u my voete was?" Jesus antwoord hom: "Wat ek doen begryp jy nou nie, maar later sal jy verstaan." Maar Petrus sê vir hom: "U sal in alle ewigheid," weet jy wat het nou geval? Is dit niks wat ek oor hoef te bekommer? Goed. Toe hy by Petrus kom, toe sê Petrus vir hom: "Here, gaan u my voete was?" En Jesus sê vir hom: "Wat ek doen, begryp jy nou nie, maar later sal jy dit verstaan." En Petrus sê vir hom: "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." Daarop sê Jesus vir hom: "As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie." En toe sê Simon Petrus vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig." En Jesus sê vir hom: "Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer
as sy voete te was nie. En julle is nou skoon. Maar nie almal nie, want Jesus het geweet wie hom sou verraai, en daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Nou toe hy hulle voete klaar gewas en sy bookleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. Nou, as ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. Soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. 'n Gesant is ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Ja, Jesus bedoel, ons is nie belangriker of groter as hy nie. As hy dit kon gedoen het, kan ons dit ook doen. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. En dan net so 'n bietjie verder, broers en susters, wat ek nou nie gaan lees nie, dan kry ons vers 34, wat eintlik dink ek op 'n manier dit ook saamvat wat ons nou gelees het oor die voetewassing. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. En as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Nou, julle moet mekaar lief hê. Jesus sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Nou wil 'n mens tog eintlik maar vir Jesus vra, dankie, maar wat is nou so nuut aan hierdie nuwe gebod? Want ek meen enige ou wat daarom nou al die Bybel gelees het, en jy kom hier by Johannes, het al baie kere in die Bybel ergens gelees, ons moet die Here ons God lief hê. Ons moet ons naaste lief hê. So, dis regtig nie 'n nuwe ding nie. Maar nou kom Jesus en hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. En nes ons nou sit en wag en hoor, wat is nou hierdie nuwe gebod? Dan hoor ons die ou gebod. So wat is nou so nuut aan die nuwe gebod? Maar ek dink ons moet mooi lees. Ek dink Jesus het tog iets gesê wat die ou gebod heeltemal nuut maak. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, dit weet ons. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Nou sit Jesus iets by die gebod wat dit heeltemal nuut maak. Hy sê nie vir ons dat ons mekaar net moet lief hê nie, dit weet ons. Nou vertel hy ons, hoe moet ons dit doen? Soos ek julle lief het. So nou sê Jesus eintlik vir ons, kyk, julle is my volgelinge. Julle is my disippels. Julle is mense wat by my leer. So julle gaan by my leer hoe om lief te hê. En dis 'n interessante ding, broers en susters. Hoe leer 'n ou lief hê? Baie ouens word groot in huise. Ons kyk maar hoe maak ons pa, ma en nou ja, ons het nie almal in huise groot geword waar ons volmaakte ouers gehad het nie. So ons het nou nie altyd volmaakte liefde gesien in die huise wat ons groot geword het. So waar leer 'n ou lief hê? Dis nie 'n vak op skool nie. Jy kan nie matriek maak met 'n onderskeiding in liefde. Jy kan ook nie 'n BA in liefde gaan studeer op universiteit nie. So waar leer jy lief hê? Dis die merkwaardige ding wat Jesus hier gesê het. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief hê. Julle moet by my kom leer. Hoe het 'n mens lief? So dis nogal 'n vraag, broers en susters, wat ons partykeer moet vra vir mekaar in die kerk. Is nie, het jy lief nie? Maar is jy bereid om te leer om lief te hê? Want dis wat Jesus sê.
Is jy bereid om te leer om lief te hê? Is jy bereid om te leer lief hê soos ek julle lief het? Nou kom ons dink 'n bietjie vanoggend. Hoe het Jesus ons lief? Ons het nou die mooi stuk gelees oor die voete wassing. En ek dink ons kry nogal daar 'n paar vreeslike mooi goed wat ons moet raak sien oor Jesus se liefde. Wat ons dan uiteindelik moet leer sodat ons ook op daai manier kan lief hê. So kom ons noem 'n paar goed uit hierdie mooi. Kom ons leer by Jesus om lief te hê. Ons sit vanoggend almal so 'n bietjie in die klas. Kom ons leer oor liefde. Die eerste ding dink ek wat ons maar almal bietjie moet leer, is dat Jesus se liefde is 'n daadliefde. Nie net 'n praatliefde nie. Jesus se liefde is 'n liefde wat doen. Dis wat ons hier sien met die voete was. Dis nie iets wat hy gesê het nie. Dis iets wat hy gedoen het. Kyk broers en susters, ons is almal baie lief vir die liefde. Laat ons nou nie 'n fout maak. Ons is baie lief vir liefde. Daar word so baie oor liefde geskryf. Elke tweede liedjie wat gesing word, gaan oor liefde. Daar's so baie mooi gedigte wat al saamgestel is oor liefde. Jy kry sulke mooi kaartjies oor liefde wat jy kan koop en vir mekaar gee. Ek meen ons is lief vir liefde hoor. Maak nie 'n fout nie. Ons lewe is vol goed. Gaan kyk maar op Facebook. Al die mooi goedjies wat rondgestuur word oor liefde. Ons hou van liefde. Maar liefde, broers en susters, is nie net mooi woordjies en mooi liedjies en mooi goedjies wat jy vir mekaar kan skryf of 'n mooi boodskapie wat jy kan stuur nie. Regte liefde is hoe jy doen. Jy weet, dit is so interessant hoe Jesus daar met sy disippels aan tafel was. Dit was die laaste aand voor sy kruisiging. En dit was 'n hele lang tyd. Ek meen Johannes het omtrent 5 hoofstukke wat hy vir ons vertel wat het alles daai aand rondom daai tafel gebeur. En daar was baie gepraat. As jy die ander evangelies lees, het die disippels baie gepraat. Wie is die belangrikste in die koninkryk? En as ons eendag in die hemel kom, wie gaan op die belangrikste stoele sit? Nee, die disippels is baie keer soos ons, jy weet. Ons hou daarvan om belangrik en in tel te wees. Jy weet, en terwyl hulle almal so sit en praat, sê Jesus niks. Hy staan op, bind 'n handdoek om sy lyf, begin hulle voete was. Hy het dit nie geadverteer nie. Hy het nie gesê, hoorie, sit julle nou almal, kyk wat ek gaan doen nie. Hy het lyk my niks gesê nie. Hy het net opgestaan en begin doen. En ek dink eintlik, broers en susters, op 'n manier, dis hoe liefde werk. Nee, dis hoe liefde werk. Is, jy praat nie heeltyd daaroor nie. Jy staan op en jy begin dit doen. So het Jesus lief gehad. Liefde is dade. Ek meen die grootste bewys van Jesus se liefde vir ons is wat? Iets wat hy gesê het. Nee. Is iets wat hy gedoen het. Toe hy homself aan die kruis gegee het vir ons, het hy bo alle twyfel vir ons gewys, hy het ons regtig lief. So liefde, broers en susters, is nie net mooi praatjies en mooi liedjies en mooi storieetjies. Liefde doen. Liefde staan op en doen wat die Here wil hê. Ek dink die tweede ding is ook dat Jesus se liefde is nie net doen nie, dis ook dien.
Nee, het is interessant dat Jesus juis hierdie saamwees aan tafel gebruik het om dit te illustreer. Want dit wat hy daar doen om hulle voete te was, is eintlik bediende werk. Is die soort goed wat mens eintlik nie van hou om self te doen nie. Maar Jesus het dit gedoen. Dis hoe liefde werk. Jy doen partykeer die goed wat niemand anders voor kan sien. Maar jy doen dit. Ek meen, jy kan mos nou dink daai situasie. Hulle was nou saam aan tafel en hulle het nou begin, dis 'n ete. Nou, waar het hulle vandaan gekom? Ek meen, hulle het maar almal gestap soontoe, van waar af hulle op was. En ek meen, daai dae het hulle nou nie motors gehad soos ons nie, en ek meen, hulle het maar gestap deur stowwerige strate, en dit was warm, en hulle het maar baie keer sulke oop sandaal tipe skoene gehad, en nou kom hulle almal daar, en hulle gaan nou almal eet, en almal is warm, en almal is nat gesweet, en hulle voete is vuil en vol stof, en ek meen, eintlik moet jy voete was daar, want anders kan jy dit amper nie uithou aan tafel laat. En dan staan Jesus op. Nou die ouens wat nou ryk was, daai jare het bediendes gehad, wat dit gedoen het. By ander ouens was daar maar 'n bak by die deur, dan was jy jou voete voor jy ingaan. Maar Jesus staan op, en hy sê niks, en hy begin die werk doen wat 'n bediende eintlik sou doen. Dis hoekom as hy by Petrus kom, sê Petrus vir hom, Here, gaan u my voete was? Nooit. Want dis nie die soort werk wat Jesus behoort te doen. Maar broers en susters, as jy lief het, dan dien jy. Dis hoe Jesus lief het. Ek meen, daar's 'n vreeslike mooi stuk in Filippense, waar dit sê dat Jesus toe hy na die wêreld gekom het, het hy die gestalte van 'n dienskneg aangeneem. En dat ons so met mekaar moet omgaan, dat ons nederig is en die ander een bokant onsself ag. Jy weet, dis nou een ding, as jy nou ouens se voete moet was, né? Jy kan dit op 'n manier, jy kan dit nie doen as jy regop staan. Jy gaan moet afbuk. Né? Jesus leer ons, liefde laat jou afbuk. Liefde maak jou rug krom. Ons hou van reguit rukke. Nee, ek sal nie. Nooit nie. Soos Petrus nie. Maar liefde laat jou afbuk. Liefde maak jou rug krom. Liefde laat jou goed doen, wat nie altyd so lekker is om te doen nie. Maar jy doen dit, want dis hoe Jesus ons lief het, en ons leer by hom lief het. Nee, so liefde is doen, en liefde is dien. Ek dink wat 'n mens ook hier kan sien, en dis vir my so wonderlik, is liefde is vrywillig. Nee, dis tog die karakter van liefde. Dat iemand iets doen, want hy wil dit regtig doen. Nie oor hy geforseer word nie. Nie oor hy gedwing word nie. Broers en susters, jy kan mos nie iemand forseer om jou lief te hê. Of iemand dwing om jou lief te hê nie. As dit nie absoluut vrywillig is nie, dan is dit nie liefde nie. Die oomblik as ons mekaar moet begin dwing om lief te hê, dan gaan ons mekaar begin seermaak. Net dan word liefde geweld. Liefde is vrywillig. Ek doen dit nie oor ek moet nie. Ek doen dit oor ek wil. Jesus het na die wêreld toe gekom en aan die kruis gesterwe. Jesus het sy disippels se voete gewas. Nie oor hy dit moes doen nie. Dit was nie maar net 'n plig en ag, okay, ek sal dit nou maar doen nie. Die wonderlike ding dat Jesus hierdie goed gedoen het, is dat hy dit vrywillig gedoen het. Dis hoe liefde werk. Dis vrywillig. En weet jy, almal van ons is so. Ons wil nie iemand forceer om jou lief te hê nie. Ek meen, dink nou aan iets wat vir jou nou baie lekker is. Sê nou jy hou nou van 'n chocolate. Of jy hou van blomme. Of jy hou net van 'n lekker koppie tee.
of wat ook al. As jy nou heeltyd vir jou man of jou vrou moet sê, ag, sal jy dit asseblief vir my doen? Sal jy vir my blomme bring? Sal jy vir my chocolate bring? Sal jy vir my 'n diamantring koop? Nou ja, miskien doen hy dit. Maar dan is dit nie meer so lekker nie. Want jy sou so daarvan gehou het as hy dit doen, sonder dat jy dit hoef te vra, sonder dat jy dit hoef te forceer, sonder dat jy dit hoef te manipuleer. Jy kan nie liefde manipuleer of forceer of dwing nie. Die karakter van liefde is dus vrywillig. En dit is wat dit so wonderlik maak. Iemand doen iets vir jou en jy het nie eens daarvoor gevra nie. Ja, kyk hoe lekker is dit as jou kleinkind partykeer by jou kom en hy het net 'n blommetjie in die tuin gebring en hy sê, "Hierso ouma, ek het vir jou 'n blommetjie gebring." Nee, dit beteken iets. Want iemand het aan jou gedink en iets gedoen vir jou en jy het dit nie eens gevra nie. Liefde is vrywillig. So leer by Jesus dat ons goed vir mekaar doen uit vrywilligheid, broers en susters, nie uit plig of dwang of omdat ek moet nie. Egte liefde is vrywillig. En daarmee saam natuurlik ook onselfsugtig, né? Toe Jesus sy disippels se voete gewas het en vir ons aan die kruis gesterf het, het hy nie iets gedoen vir homself nie. Om vir homself iets daaruit te kry. Hy het dit gedoen vir ons. Nee, egte liefde, leer ons by Jesus, gaan nooit oor jou nie. Het gaan nooit oor dat ek iets hier moet kry. Ek doen iets want ek moet eintlik iets kry nie. Nee. Jy doen iets nie vir jouself nie, maar vir iemand anders. Iemand anders word belangriker as jy. Dis hoe 'n mens lief het. Ek het altyd, toe ek nou nog in bediening was, en ek moet 'n paartjie trou en hulle kom sien my, dan praat ons mos maar ook altyd oor die liefde en die goed. En sê ek altyd vir hulle, as ou nou getroud is, in 'n huwelik, wie is die belangrikste? Die man of die vrou? Sit ons maar altyd daar gesels, jy weet. En altyd vir hulle sê, weet jy, as jy getroud is, onthou altyd een ding. Die belangrikste in die huwelik is die ander een. As jy die man is die vrou die belangrikste in die huwelik. Nou as jy die vrou is die man die belangrikste. Die ander een is altyd belangriker as jy. Dis hoe 'n mens lief het. Het gaan nie oor my nie. Het gaan oor iemand anders. Ja, en dis die wonderlike karakter van liefde, broers en susters. Weet jy, Jesus het na die wêreld toe gekom, né? Jesus kon alles doen. Hy het van God af gekom. Kan jy een ding onthou in die evangelies wat Jesus ooit vir homself gedoen? Ek kan nie een kry nie. Jesus het nooit iets gedoen om vir homself iets te kry. Alles wat Jesus altyd gedoen het was verander, omdat hy God wil eer en sy Vader wil bly maak. Omdat hy mense liefhet en mense wil help. Jesus het nie gevra nou, maar wat kry ek hier uit nie? Dis wat ons baie keer doen as ons lief het. Ja, maar wat kry ek hier uit? Jy kry niks uit liefde nie, jy gee. Dis hoe Jesus ons lief het. Jy gee ook nie om te kry nie. Jy gee omdat jy lief het. Nee, so broers en susters, ja, ek dink as ons by Jesus leer lief hê, dan gaan ons regtig moet leer dat dit gaan altyd in my liefde, nie oor my nie, maar oor die ander een. En wat kan ek doen om die ander een te help of bly te maak of op te tel of wat ook. En daarmee saam dink ek ook liefde leer ons by Jesus is onvoorwaardelik. Weet toe Jesus hier voete gewas het aan tafel, ons lees hier, toe was Judas
was nog aan tafel. Jesus het Judas se voete ook gewas. Jesus het nie by Judas gekom en gesê, hoorie, ek gaan jou voete was, maar gaan jy my dan nog verraai nie? Nee, Jesus het nie gesê, ek sal jou voete was as jy eers dit doen nie. Jesus het gesê, ek was jou voete. Of jy my dan nou verraai of nie, Jesus het geweet. Jy kan dit hier lees, ons lees bietjie verder as wat ons nou hardop gelees het, lees 'n mens dat Judas is toe later uit. So dan leer ons by Jesus, broers en susters, dat as jy iemand liefhet, jy stel nie eise en voorwaardes nie. Jy sê nie vir iemand, jy moet eers so en so wees, dan sal ek jou lief hê. Jy moet eers dit en dit doen, dan sal ek jou lief hê. Nee, ons doen dit baie keer in verhoudings, dan begin ons werk nie met wat moet ek doen nie, dan begin ons werk met wat die ander een doen. Ja, maar jy moet eers dit en doen, jy moet eers dit doen, jy moet eers dit doen. Nee, as jy lief het, begin jy nie by wat moet die ander ou doen nie. Jy begin altyd by jou. Wat wil God hê moet ek doen? En jy doen dit. Selfs al doen die ander ou nie wat hy moet doen. Nee, want liefde is onvoorwaardelik. Dis nie iets wat jy doen as die ander een eers iets reg doen. Dis hoe God, dis die wonderlike ding hoe God ons liefhet. Heeltemal onvoorwaardelik het hy na ons toe gekom. Ag broers en susters, 'n mens kan nou lank by al hierdie goed stil staan. Die laaste een wat ek uit hierdie mooi teks uit wil onderstreep is wat ons eintlik eers gelees het. Jesus het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Ons leer by Jesus dat as 'n mens liefhet, het jy lief tot die uiterste toe. Wat beteken dit? Beteken as jy liefhet, dan hou jy aan liefhet. En jy hou aan. En jy hou nog aan. En partykeer voel dit amper jy kan nie meer nie. Dan hou jy nog aan. Dis hoe ek het verstaan dat Jesus ons liefhet tot die uiterste toe. Beteken hy hou nie op nie. Jesus kom lyk my nie op 'n punt wat hy sê, weet jy, dis nou genoeg, ek is nou klaar. Jesus hou aan lief hê. Dis wat dit so moeilik maak, broers en susters. Ek meen, dis hoekom liefde baie keer opoffering is. Dis hoekom liefde, partykeer liefde vat bloed, sweet. Partykeer om iemand lief te hê. Dis vragies nie altyd maklik. Maar dis hoe Jesus ons lief het. Kyk hoe hy geworstel in Getsemane. Vader, ek kan nie meer nie. Maar hy hou aan. En as hy aan die kruis hang, is oor liefhet, oor hy liefhet, tot die uiterste toe, wat hy daar hang. So broers en susters, kom ons leer maar by Jesus. Liefde hou aan. Tot jy amper voel, ek kan nie meer nie. Die vraag is net, broers en susters, mens kan nou ook, ons sê al hierdie mooi goed. Weet, Jesus se liefde doen en dit dien en is vrywillig en is onvoorwaardelik en is onselfsugtig en dis tot die uiterste toe. Kan 'n mens so lief hê? Men, dis nou goed en wel, ons lees hier, dis hoe Jesus lief het. En Jesus kan, dit weet ons. Kan ek en jy? Kan ek en jy regtig lief hê soos Jesus ons lief het? Of is dit eintlik maar sit 'n ou in die kerk en jy sê ja, jy dis darem maar mooi, maar sorry, ek sal nie kan nie. Gaan ons maar weer huis toe. Kan jy? Ek dink jy kan, broers en susters, maar ek dink dan is daar iets anders wat 'n mens ook moet raak sien. Onthou jy toe Jesus by Petrus kom?
toe sê Petrus eers vir hom, nee, eers maak Petrus sy rug reguit. Nee. Nooit, u sal nooit my voete was. En dan sê Jesus vir hom, maar dan het jy nie deel aan my. Nou sê Petrus, goed Here, dan alles. Somme my kop, my hand. Jesus sê, nee, is nie nodig nie. Maar dan gee Petrus in, né? En dis eintlik altyd vir my so mooi. Dan laat Petrus Jesus wen. Nee, eers wou Petrus wen. Ek sal nie. En dan kom Petrus daar op die punt om te sê, goed, Here, dan nou nie meer ek nie, maar u. Doen dit dan. So wat doen Petrus? Op 'n manier, nee, hy gee oor. En om oor te gee beteken jy laat iemand anders wen. En dis nie vir ons altyd so lekker as iemand anders wen nie. Ek meen die van ons wat nou rugby gekyk het gisteraand, is nie altyd lekker as iemand anders wen. Ons hou nie daarvan. Maar as jy wil leer lief hê soos Jesus, dan gaan jy moet leer dat in situasies waar jy is, gaan jy Jesus moet laat wen. Dat jy goed doen nie of nie doen nie soos jy wil hê. Maar dat jy Jesus laat wen en sê, Here, goed, as dit is wat u wil doen, dan sal ek dit so doen. En ek dink dan kan 'n mens leer om lief te hê. As jy Jesus toelaat om jou voete te was. En as jy in situasies waar jy kom, Jesus laat wen. Dan leer ons lief hê soos Jesus. Amen. Ons Vader, ag Vader, ons het nog so baie om te leer oor lief hê. Here, as ons na Jesus kyk en na sy liefde, dan is ons nog nie daar nie. Ag Here, dit gaan nog so baie keer oor onsself en ons reageer op ons eie seerkrye en ons kyk vas in ons eie worsteling. Maar Here, dankie dat ons vanoggend opnuut weer ons oë weg van onsself af kan vat na Jesus toe. En ons gebed is, Here, leer ons lief hê, soos Jesus ons lief het. Ons weet, dit gebeur nie sommer gou nie. En meeste van ons, Here, gaan ons hele lewe moet leer. Maar help ons om elke dag bereid te wees om by Jesus te leer om lief te hê. Ons bid dit in sy naam. Amen. Baie dankie. Soos ek sê, broers en susters, ons hele erediens vanoggend gaan oor die liefde, selfs die kollekte. In die ou dae die dominees altyd gepraat van die insameling van die liefdegawes. Nee, hulle wou nie sê kollekte nie, toe sê hulle dis liefdegawes, maar dis waar, né? So alles in die erediens gaan alles oor liefde. Nou gaan ons nog sing ook oor die liefde. Ons gaan afsluit met 'n pragtige lied wat vir ons die mooi boodskap van die liefde saamvat. Kom ons staan en sing ons daai vers. Amen.
Dankie vir daai melodie. Nog amper ons is nou op die verkeerde wysie. Toe sing ons hom so heerlik. Broers en susters, ontvang die Here se seën. Dis ook die versekering van sy liefde vir ons. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos en die bystand van die Heilige Gees sal by elke een van julle bly. Amen.